Die familiealtaar, Bybellesing. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Matteus 5 vers 5. Boodskaplesing. Wat gaan hulle doen? Hulle sal sekerlik maai wat hulle gesaai het. Wanneer jy sonde in die strate sien rondhardloop, hoeveel egbreuke sal vanaand op hierdie Sondag aand in hierdie stad gepleeg word? Hoeveel vroue sal hulle huweliksbelofte verbreek in hierdie klein gaatjie in die grond wat hier Jeffersonville genoem word? Hoeveel aborsiegevalle dink jy word in 30 dae in Chicago aangeteken? Tussen 25 en 30,000 per maand, buiten die wat nie aangemeld word nie. Hoeveel whisky word in die stad Chicago gedrink? Wat dink jy gebeur in Los Angeles in een nag? Hoeveel keer in die naam van die Here vandag eintlik in die stad van Jeffersonville gebruik? Is dit nou beter, of was dit beter toe George Rogers Clark met die vlot afgekom het? Sien jy, ons het die aarde absoluut besoedel met ons vuilheid, en God sal die vernietiging van die wêreld vernietig. God het so gesê. Hy het altyd gevoel, daar is iets diep binne in my wat my laat opgaan in die berge om te kyk hoe God dit gemaak het. Ek hou nie van Florida waar hulle daardie kunsmatige palmbome het nie. O my, ek sien eerder 'n krokodil wat sy stert swaai daar in die wildernis as al daardie kunsmatige goed en vertoon wat hulle in die Hollywood doen en al daardie glans en 'n klomp dronkaards. O my, ek dink net eendag ja. Maar onthou, die Bybel het vir ons in Matteus hoofstuk 5 gesê, dat die sagmoediges die aarde sal beerwe. Dis reg, die sagmoediges en die nederiges sal die aarde beerwe. Jesus het gesê, salig is die sagmoediges, die eenvoudiges, wat nie probeer om iets groots en belangrik te wees nie, want hulle sal die aarde beerwe. Jesus het so gesê, ja, nou het hulle dit besoedel en God sal hulle vernietig, maar die sagmoediges sal die aarde beerwe, nadat dit gereinig is. Die breek tussen die 7 kerktydperke en die 7 seels, deur William Marion Branham.